Ons gaan kyk vanaf vers 38 tot hoofstuk 13 vers 2. So Markus hoofstuk 12. Nou die hart van die gedeelte waarna ons vandag kyk, is 'n baie bekende gedeelte, en ek lees vir julle net 2 verse, so kyk na vers 42 en vers 43. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is oortjies, dis vir die ou vertaling lees, en toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het. Nou dink jy dalk moontlik, hoe gerieflik, hoe toevallig. Ons het nou net gepraat oor finansies, en nou gaan ons oor die teks spreek. En dit is interessant dat dit so uitgewerk het, en ek het dit eers maandag agtergekom. Okay? En dis wat ek vir julle kon antwoord, jy kan nou dink, jy weet, ja, nou gaan ons weer preek oor jy moet opofferend gee, en jy moet gee tot dit seer maak. Okay? En ek kan antwoord wel, het was nie beplan nie, dit is hoe dit uitgewerk het. Maar dis nie hoe ek gaan antwoord nie. Dis nie hoe ek gaan antwoord nie. Wie het vir jou gesê, hierdie teks gaan oor ons wat geld gee aan die kerk? Wie het vir jou gesê? Wie het vir jou gesê, hierdie teks gaan dalk oor hoe ons moet gee, of hoeveel ons moet gee? Jesus het dit nie vir jou gesê nie. Die teks het dit nie vir jou gesê nie. Ander mense het dit vir jou gesê. Jy het dit gehoor by ander mense, en jy het net aanvaar dit wat jy gehoor het. So gaan dit oor gee. Ons opskrif vandag is, die teks oor gee wat nie gaan oor gee nie. Die teks oor gee wat nie gaan oor gee nie. En so 'n bietjie van net my kant en wanneer ek voorberei en so, ek probeer deesdae meer ons opskrifte probeer ek meer te maak in 'n preekvorm. Dit beteken dat ek, wanneer jy net kyk na die opskrif self, dan is jy betrokke en is ek betrokke in die opskrif. Okay, dit is nie net 'n lecture nie, dit is nie net 'n inligting nie, dit is net inligting wat ons oor sit nie. Ek het gestoei met hierdie teks om dit te probeer stel in daai vorm, okay? En dit het nie heeltemal kon werk nie. Maar dit is belangrik dat ons verstaan hierdie teks en hoe mense dit oor die algemeen sien daar buite, en dat ons seker maak dit wat die teks sê. So ons kyk vandag van Markus 12 vers 38 en dan tot by 13 vers 2. En kom ons lees net daai gedeelte saam, Markus 12 vers 38. En hy het aan hulle in sy onderrig gesê, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van begroeting op die markte hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye. Hulle wat die huise van die weduwees opeet en vir die skyn lang gebede doen, hulle sal swaarder oordeel ontvang. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is oortjies. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy uit haar gebrek ingegooi. Alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Hoofstuk 13 vers 1. En toe hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy disippels vir hom, meester, kyk watter klippe en watter geboue. En Jesus antwoord en sê vir hom, sien jy die groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Nou ons lees hierdie gedeelte, en vir een of ander rede dink ons, daai middelste gedeelte gaan oor gee. En deel van die rede is, want die meerderheid van Christene sien hierdie as 'n teks wat gaan oor gee vir die kerk. Amper alle kommentare wat jy gaan lees op hierdie, sal sê dat hier word 'n kontras geskep tussen die weduwee aan die een kant en die rykes, die fariseërs. En hierin is hulle reg, daar is 'n duidelike kontras wat geskep word. Maar dan gaan hulle verder en hulle sê, hierdie gedeelte gee vir ons, of het leer vir ons lesse oor gee. Lesse oor gee. So hierdie gaan oor beginsels van hoe ons moet gee of hoeveel ons moet gee. Dis wat hulle sal sê. Maar wat interessant is,
die lesse self wat hulle dan trek uit hierdie uit, verskil van mekaar. Verskil van hulle redelik baie van die ander. So sommige sal sê, as dit kom by gee vir God, gaan dit nie oor hoeveel jy gee nie, maar oor hoeveel of hoe min jy oorhou. Okay, dis eintlik die fokus. Het gaan nie oor hoeveel jy gee nie, maar hoeveel jy na die tyd nog het. So ware gee word gemeet aan hoe min jy oor het, na jy gegee het. Anders sal weer sê, dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, maar oor hoe baie dit jou gekos het. So wat se tipe van opoffering was hierdie vir jou, om hierdie te gegee? So ware gee is wanneer jy opofferend gee. Jy moet gee, tot het seer maak. Okay? Of, ja, as 'n ander liedjie wat mense ook kan sing, wat sê, jy moet nie gee tot het seer maak, jy moet gee tot het begin kielie. Okay? Want ons is joyful givers. In elk geval. Anders sê weer, dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, dit gaan oor die houding waarmee jy gee. Jy moet soos hierdie weduwee kom. Sy kom nederig, sy kom afhanklik, sy kom in vertroue, sy kom met geloof. Jy sien, dit sal hulle sê, sy kon die een muntstuk gehou het, maar sy gee alles wat sy het, want sy vertrou sekerlik op God. En dit is die les, sê hulle. Kyk haar hart in gee, dis waaroor dit gaan. Ons moet daai tipe hart hê. En anders sê weer nee, die gawe wat vir God werklik belangrik is as jy alles opgee en jy kies om altyd arm te wees. Dis wat sy gedoen het. Is dit nie dalk die les wat ons hier moet leer nie? Hierdie sieninge, dat die teks gaan oor gee, is so algemeen verspreid in Christendom, dat selfs AI is oortuig, dit is waaroor hierdie teks gaan. Want ons het vir AI gesê, dis waaroor die teks gaan, nee? Okay, so ek het net vir interessantheid, het ek gegaan, ek vra vir ChatGPT, please give me 10 texts from the Bible which deal with the topic of giving sacrificially. Okay? Geef my 10. Die heel eerste ene, Markus 12, hierdie ene. Okay. So dit is die siening daar buite. So amper almal sê hierdie gaan oor lesse vir Christene oor hoe of hoeveel hulle moet gee. Maar wat is belangrik wanneer ons enige teks bestudeer? Wat is belangrik as ons enige teks bestudeer? Die konteks. Die konteks is dit wat gebeur of dit wat gesê word net voor hierdie gedeelte en net na hierdie gedeelte. Dit sê vir jou moontlik waaroor hierdie gedeelte gaan. Veral as daar duidelike koneksies is, veral as jy in Markus is en Markus hou van hierdie twee broodjies, okay? En hy het 'n stuk voor die tyd en hy het 'n stuk na die tyd wat aan mekaar gekonnekteer is. Die middelste stuk gaan oor dieselfde. Dis Markus se struktuur. So kom ons kyk na hierdie gedeelte voor die tyd, vers 38 tot 40, en ons sien waaroor gaan dit. So die teks se konteks, waar gaan die teks se konteks? En die teks se konteks gaan oor oordeel oor Israel se vals leiers. Dis waar dit gaan. Jesus waarsku eerstens die mense oor hierdie vals leiers, dan beskryf hy hierdie vals leiers, hy beskryf 5 goed wat hulle van hou om te doen, en dan sê hy spreek dan oordeel uit oor hulle, as gevolg van dit wat hulle doen. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. So kyk na vers 38. En hy het aan hulle, en dit is die skare, daar in die buitekantste area in die hof van die heidene, daai groot area, nee, so 'n massiewe area rondom die tempel. Hy het daar vir hierdie skare het hy vir hulle geonderrig, in sy onderrig gesê, pas op vir die skrifgeleerdes. So julle sien daar die waarskuwing, Jesus sê, pas op, dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Het gaan oor wees versigtig, wees op jou hoede, moenie hierdie leiers volg nie, moenie doen wat hulle doen nie. Dit is waaroor hierdie gedeelte gaan, dis 'n waarskuwing. So Jesus waarsku hulle hierso oor die skrifgeleerdes. Maar ek dink hy gebruik daai woord skrifgeleerde nie net vir die skrifgeleerdes nouliks nie, maar eintlik vir hulle geestelike leiers. So hierdie sou ingesluit het fariseërs, sadduseërs, skribas, almal wat dink hulle is een of ander skrifgeleerde, hulle algemene leiers wat hierdie karaktereienskappe het, hy waarsku hulle oor hulle. So ons moet besef ook, as ons net dink aan die vloei van alles hier, dat hierdie is Jesus se laaste woorde aan die skare. Dis die heel laaste goed wat hy sê vir die massas. Van hier af gaan hy homself begin onttrek, en hy gaan net praat met sy disippels, en dan is dit die kruisiging. So hierdie is gewigtig. Dit is die laaste dinge wat Jesus vir hierdie mense wil sê voor sy kruisiging. En
Hierin sien ons 'n sterk waarskuwing en ons sien ewige oordeel. Kyk dan wat sê Jesus verder, hy sê, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag, hierdie is wat hulle voor lief is, hierdie is hulle hart, dis die ding wat hulle graag wil doen, dit is wat binne in hulle is, waaroor dit vir hulle gaan. Nou die Ou Testament moes vir hulle geleer het, verlustig jou in die Here, dis waar jou graag moet wees, dis waar jou hart moes wees, maar hulle verlustig hulle in hierdie 5 dade, die 5 houdinge, en hierdie is dade, hierdie is houdinge, hierdie is karaktereienskappe van valsleraars, dis karaktereienskappe wat ons selfs vandag nog sien in valsleraars. Karaktereienskap nommer 1, wat Jesus hier aanspreek, sê hulle trek aan om raak gesien te word en uit te staan. Kyk wat sê Jesus verder daarso. Sê pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop. Nou die skrifgeleerdes en die fariseërs het stollas gedra. En hierdie was sulke lang wit jasse, amper rokke gewees. En is 'n tipe ding wat mense net aangetrek het as jy na 'n feesmaal toe gaan of 'n baie belangrike geleentheid. Dis nie iets wat die normale mense elke dag gedra het nie. Maar hierdie ouens dra dit die heeltyd. En dan het hulle nog verder gegaan, gebaseer op hierdie teks in Numeri. Numeri 15 vers 38 sê dit, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere, in hulle geslagte, en al die hoekklossies 'n draad van persstof vasbind. Okay, nou gaan ons die doel sien van hoekom hulle die klossies in hulle klere moes vasmaak. En dit sal vir julle as klossies dien, as julle dit sien, moet julle aan die gebooie van die Here dink. En dan gaan hy 'n stuk verder en sê, jy moet spesifiek ook onthou, jy moet aan God gehoorsaam wees, jy moet nie vir afgode lewe nie, jy moet vir ander dinge lewe nie. Okay? En in die parallelle gedeelte van hierdie stuk van Markus, sê Jesus, dat hierdie ouens gegaan en hulle het hierdie klossies van hulle ekstra groot gaan maak. En hulle het hulle some ekstra groot gaan maak. En hulle wat noem hulle gedenkseels, wat hulle op hulle arms moes sit, het hulle ekstra groot gaan maak. Alles laat dit uitstaan. Die doel van die klossies was wat? Wanneer mense dit sien, dan moet hulle aandag wees op God se woord en op God. Hierdie ouens gaan en hulle gebruik daai instruksie sodat dit gaan oor hulle. Kyk my rok, kyk hoe heilig is ek, kyk hoe lank is my klossies, kyk hoe baie kan ek God se wet onthou en op fokus. So in plaas van dat hulle God se mense se aandag na God toe rig hulle dit na hulle self toe. En hierdie is wat die valsleraars vandag nog doen, hè? Die half-wealth prosperity ouens trek dierklere aan. Okay, trek klomp ringe, goud, bling aan. Die Rooms-Katolieke ouens het hulle, en ek het gaan 'n bietjie gaan kyk en dit was baie interessant. Hierdie ouens het designer ouens wat die goeders wil ontwerp, nee, elke post het sy eie designer ou wat goed vir hulle ontwerp. Hulle het hierdie klere, hulle het hierdie hoedens en elke liewe rangorde het sy eie ene om vir jou te sê wie waar is. Dis die Rooms-Katolieke. Seeker centers of ouens, die ouens wat meer in die moderne kerke rond beweeg, wat dra hulle? Okay? Labeled goeders en skinny jeans. Okay? Probeer half inpas tot 'n mate by die kultuur. Almal, die fokus op die ou ende gaan oor self. Dis die probleem, né? Dis die hartsprobleem hierso is daar's 'n fokus op ons. En net so met die Katolieke het hulle kleredag vir almal laat weet wat hulle status is. So wanneer hulle hierdie goed aantrek, dan kan mense dadelik sien, hier is 'n skrifgeleerde. Hier is 'n man van God wat kom. En hulle het hierdie stollas het hulle so aangetrek sodat almal weet, hier kom een, hy is belangrik, hy moet vereer word. Dis hulle eerste karaktereienskap. Dit bring ons by die tweede karaktereienskap van valsleraars. Hulle hou van titels. Jesus sê, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van begroetinge op die markte hou. Hierdie manne het daarvan gehou dat hulle op hulle titels aangespreek moet word deur die mense. Ken Matteus weer, Jesus het baie meer uitgebrei in die Matteus gedeelte, sê dit,
Jesus oor hulle hou van die voorste plekke in die maaltye, die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte, om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. En dan gaan Jesus aan en hy sê, moenie Vader genoem word nie, moenie meester of leermeester genoem word nie. Hulle het al hierdie titels, al hierdie goed wat hulle genoem wil word, want dit gaan oor hulle en hulle eer. Alles om hulle eer en hulle aansien meer te maak. Die Talmud, so hulle tradisie wat neergeskryf was, het gesê dat wanneer 'n skrifgeleerde loop in die straat, dan moes omtrent almal, sover ek verstaan sekere werkers wat sekere goed mee besig is, hoef nie, okay? Omtrent almal moes opstaan en hom groet. Dis wat gewerk het. So jy dra jou klere elke dag, sodat wanneer jy rondstap, almal kan sien wie jy is en almal kan opstaan en almal hierdie titels vir jou gee. Dis wat hierdie ouens gedoen het. Dis die hart. Dis wat hulle graag wil hê. Nou vandag se tyd is daar kerke wat titels voor belangrik is, maar daar's ander weer van die moderne kerke wat titels nie meer so belangrik is nie. Wat weggemaak het met die titels. En tog is daar in soveel kerke steeds mense wat doen wat hulle doen om eer te ontvang en aansien te soek. Maar ons kan nie vingers wys net nie. Okay? Ons na ons eie harte kyk. Eie harte. Die hart van hulle sonde om deur mense raak gesien te word is sekerlik iets wat elkeen van ons mee sukkel. Nee? Sukkel daarmee. So maklik kan enigiets wat jy doen en veral iets wat jy in die kerk doen, in die gemeente doen, wat raak gesien word deur mense, kan jy doen om eer te wil ontvang. Jy doen dit omdat mense dit sien. En dan moet ek sukkel hiermee. Prediking is 'n groot versoeking in hierdie area. Okay? So bid vir my daarvoor. Ek kan begin met 'n regte hart en 'n regte begeerte dat God moet verheerlik word, en dan sê ek iets en dit lyk of dit tref, en dan sal ek in my binnekant vir myself dink, dit was nou goed gesê, dit was nou mooi. En in daai oomblik steel ek God se eer. Ons sukkel hiermee, ons almal sukkel hiermee. So ons moet bid vir mekaar, dat ons hierdie nie sal doen nie. Ons moet elkeen aanhou ons op ons hoede wees, okay? Uitkyk in onsself vir hierdie ding. Dat ons vir mense se eer wil leef. Maar hierdie skrifgeleerdes, dit was hulle lewe. Hulle het wetgewing in plek gesit, sodat hierdie kan werk vir hulle. Hulle het doelgerig aangetrek, regulasies in plek gesit, om deur mense vereer te word. En Jesus wys dit uit. En God laat nie toe, dat die wat jy sy mense moet lei, om hom te verheerlik, dat hulle daai eer gaan steel nie. God gaan hierdie oordeel, hy sal dit straf. Dan in vers 39 sien ons karaktereienskap nommer 3 van valse leraars. Hulle soek posisies vir aansien. Dit is als dieselfde tipe hardgoeders, né? Kyk weer dan na die middel van vers 38. Sê, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van begroeting op die markte hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye. Nou in hulle sinagoges is daar bankies gewees wat aan die kant is, maar daar's ook bankies wat aan die voorkant was. Aan hierdie kant van die altaar of die kus waar binne hulle boekrolle gehad het. So daar's hierdie bankies, en hierdie bankies was gereserveer gewees vir die hooggeplaastes, die belangrikste persone in hulle samelewing. En hierdie ouens wil graag daai plekke gehad het. Hulle wil so graag daar kan sit. Daai verhewe posisies. En dan sê dit ook, hulle hou van die voorste plekke by die maaltye. In 2020 het dit beter vertaal, sê die ereplekke by die feesmaaltye. So hierdie woord maaltye is nie net 'n gewone maaltyd nie, dis wanneer iemand iets groots doen, so 'n groot partytjie. En so wat hierdie skrifgeleerdes gedoen het, is hulle gewerk daaraan om in te wees by die belangrikste mense, die rykste mense, sodat wanneer daai ouens partytjies hou, hulle uitgenooi kan word, en dan sit net soos, asseblief tog, mag hy net vir my sê, dat ek daar langs in hom mag sit, dat ek daai ereposisie kan hê, en recline langs in, met hulle het ons gelê, langs in hom kan wees, in daai posisie. Dis hulle hart. En al drie hierdie eienskappe van valse leraars gaan oor hoe hulle lyk in mense se oë. Maar
As gevolg daarvan het hulle nie werklik omgegee oor hoe lyk in God se oë nie. Hulle was nie gefokus op God se eer en heerlikheid nie, maar hulle eie eer en verheerliking. So die skrifgeleerdes het aangetrek om raak gesien te word, was gehou van hierdie verhewe titels en gesoek vir posisies van aansien. En kyk nou in vers 40, in karaktereienskap nommer 4 van valse leraars, vers 40. Sê hulle het die huise van die weduwees opeet, of hulle wat die huise van die weduwees opeet. En die 2020 sê verslind. Karaktereienskap nommer 4 is, hulle is in dit vir die geld. Hulle is in dit vir die geld. Jesus sê, hierdie skrifgeleerdes het die huise van die weduwees opgeëet of verslind. Nou, hoe het hulle hierdie gedoen? Hoe het hulle huise opgeëet? Okay, dit is nie dat vir oggendete was daar baksteentjie gebring gewees nie. Ons gaan 'n baksteen eet nie. Dis figuurlike taal, is dit duidelik. Hulle veroorsaak dat weduwees arm geword het, soms so arm dat hulle huise moes verkoop om hulle skuld te kan delg. Hulle huise so verloor. Van die skrifgeleerdes, hulle mag nie aan die een kant gevra het vir sekere goeders, mag hulle nie voor beloning gevra het nie. Dit is hoe dit opgestel was. Maar wat hulle gedoen het is, hulle dan gaan bly daarso, en eet uitspattig. En so eet hulle, letterlik, die finansies van hierdie weduwee op, stukkie vir stukkie. En partykeer word sy so destitute dat sy op die ou en haar huis moet verkoop om aan te gaan. Verder, hierdie skrifgeleerdes letterlik die wese se huise geneem op 'n slinkse manier. En hier is hoe een kommentator dit verduidelik. Says one of their functions, scribes serve as consultants in estate planning for widows. So hulle is die ouens vir die dis die lawyers, okay, die ouens vir die huise, so kontrakte en al hierdie goeders opstel. Okay, dis wat hulle gedoen het. Their role gives them the opportunity to convince lonely and susceptible women that their money and property should either be given to the scribe for his holy work or to the temple for its holy ministries. In either case, the scribe gains personally. Partykeer het hulle as prins hulle eiendom bestuur, hulle het gehelp in die bestuur daarvan, en as prins dit gaan verkeerd bestuur, sodat dit verkoop moet word, en dan kom die geld na die tempel toe, en dan sit hulle van daai in hulle eie sake. So hulle het weduwees arm gemaak en hulle self ryk. Hoe walglik is hierdie, wat hulle hier doen? En om te kan verstaan hoe God hierna kyk, moet jy besef dat God in die Ou Testament meer as 20 keer die opdrag gegee het dat jy weduwees en wese nie mag uitbuit nie en dat jy hulle voor moet sorg en voorsien en seker maak reg geskied vir hulle. En hier is net 'n paar van hulle. Hier is 'n paar van daai tekste. Eksodus 22 vers 20. Julle mag geen weduwees of wees verdruk nie. Deuteronomium 27 vers 19. Vervloek. Okay, en hierdie is wat die volk op die ou ende geskree het, op die twee berge vir mekaar. So hulle geskree het. Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling wees en wede verdraai, en die hele volk moet sê amen. God het wette in plek ook gesit, sodat die wees en die weduwee versorg sou word. Wanneer hulle lande gaan oes het, dan val 'n stukkie, mag hulle dit nie weer optel nie. Hulle moes dit gelos het. Drywe ook, daar's al hierdie wetgewing oor, sodat dit aan hulle voor versorg word. God het selfs 'n 10de ingestel, wat elke 3de jaar aan die Lewiete moes gegee gewees het, vir die sorg van die wees en die weduwee. Dis alles wat God in plek gesit het. En hierdie skrifgeleerdes het hierdie verse en opdragte en waarskuwings en vloeke geken. Hulle het geweet daarvan en hulle het nog steeds hierdie gedoen. Ek begin julle 'n prentjie kry van wat hier aangaan. Van wat hier gebeur. En hierdie is vieslik. God haat hierdie met 'n passie. God haat dit wanneer geestelike leiers hulle posisie misbruik om geld daaruit te maak. Maar dit is wat valse leraars doen. Hulle is in dit vir die geld en gewoonlik beroof hulle die wat weerloos is. En baie keer jy's die wat arm is. In ons land, gaan ry bietjie rond in die townships, gaan kyk wat staan op daai borde. Gaan kyk bietjie wat is die kerke daar buitekant.
Daai ouens dit is prosperity gospel. Hulle gaan na die armste mense toe en hulle gaan buite hulle uit en hulle druk daai geld in hulle eie sakke en God sal dit oordeel, soos hy hier gedoen het. Soos hy gedoen het met Israel. Hy gaan dit weer doen. Ons land is in gevaar. Hierdie is ernstig. God gaan hierdie oordeel. En hierdie kwaksalvers, hierdie charlatans wat mense so gaan beroof. God gaan dit kom oordeel. Kyk na die einde van vers 40. Dis wat Jesus hieroor sê. En vir die skyn lang gebede doen, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. 'n Swaarder oordeel, regtig? Ja. Daar is trappe van oordeel in die hel. Verstaan hierdie mooi, daar's trappe van oordeel in die hel. As jy God se woord ken en jy sit jouself in 'n posisie as 'n geestelike leier en jy misbruik mense vir hulle geld, sal jou hel wees met hoofletters. Dis wat hierdie sê, 'n swaarder oordeel sal hulle toekom. En Jesus gaan hierso en hy spreek God se oordeel uit oor hierdie skrifgeleerdes en hierdie leiers van Israel. Enige leraar wat sê hy staan in diens van God, maar hy is in dit vir die geld, kan verwag dat God se oordeel sal kom. En kyk nou na, ek het 'n stukkie geskiep, in vers 40. Kyk weer daarna. Sy en vir die skyn lank gebede doen. So hier sien ons eienskap nommer 5. Hulle gee voor dat hulle baie heilig is. Hierdie skrifgeleerdes kon bid. Hulle kon lank bid. Hulle is so heilig, so voorgegee. Maar ek dink hulle die meerderheid van die tyd het hulle nooit met God gepraat nie. Hulle het gepraat om deur mense gehoor te word en dus het mense hulle gehoor en God het hulle nie gehoor nie. God het nie meer vir hulle geluister nie. En heel moontlik in die sinskonstruksie, die manier hoe geskryf is, die feit dat dit agter die weduwee staan, 'n stukkie van dit, gee vir jou die idee daar's 'n koneksie met hierdie twee. So heel moontlik is dit deel van hoe hulle hierdie weduwees oortuig het om vir hulle geld te gee. Kyk net hoe wonderlike man van God is ek, en hulle bid so vroom, en hulle gee so voor hoe heilig hulle is. En dan gee hierdie weduwees hulle goeders vir hulle. En daar is vandag nog baie valsleraars wat presies so maak, né? Sondag daar op die verhoog is hulle vroom, hulle is geduldig, hulle is so heilig, maar die mense wat vir hulle werk in daai gemeentes, agter die scenes, gaan praat bietjie met daai mense. Hulle sien 'n ander kant van baie van hierdie mense. Die aansien van mense en geld, dis waarvoor hulle lewe. Hierdie is die konteks van ons vers. Hierdie is Jesus se laaste woorde aan die skare. En dan word dit in die volgende storie gebreek dit en dan die volgende oordeel uitspraak. En spesifiek is die aantuiging hierso dat hulle weduwees se huise verslind het. Dit is wat Jesus so kwaad gemaak het. Toring in hom oplaai kom. Dit is hoekom hy sê hulle sal swaarder oordeel ontvang. Nou in Matteus is hierdie oordeelgedeelte 36 verse lank. Ek dink daar's 8 of 9 sulke wee julle. Wow stellings teenoor die Fariseërs. Okay, so Matteus het al die woorde. Wat doen Markus gewoonlik? Bietjie van Jesus se woorde en dan 'n prentjie, aksie. Dis wat nou hier gebeur. Hierdie is die prentjie van dit wat Jesus nou net gesê het, wat ons nou gaan sien. Dis wat hier gebeur. Dit is juist wat hierdie gebeurtenis oor die weduwee doen. Dit skets vir ons die kondisie van Israel en hulle aanbidding op daai stadium. So hierdie bring ons by ons tweede gedeelte. Eersteens was die teks se konteks, tweedens die teks se boodskap. En wat is die boodskap hier? Die stelsel is nou walglik, dit is totaal en al stikkend en dit gaan geoordeel word. Volgende 2 verse. Na hierdie stuk. Vraag: hoe lyk dit wanneer leiers soos wat beskryf word in vers 38 tot 40 'n stelsel van aanbidding van God moet lei? Hoe lyk dit? Dit lyk soos dit wat ons nou gaan sien in hierdie verse. Kyk na vers 41. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi en baie rykes het veel ingegooi. So Jesus het sê daar uit gaan sit. Dit was 'n lang dag gewees, nee, soveel goed het ons nou in Markus gesien in die laaste paar weke, het alles gebeur in hierdie dag.
Daar's al hierdie lering wat hy gegee het, daar's ons hierdie konflik met die geestelike leiers, al hierdie skares, massa mense, en nou beweeg Jesus van daai groter buitenste hof, ja, hof van die heidene, beweeg hy nou 'n bietjie na binnekantste hof, toe die hof vir die vroue, die hof van die vroue. En dit is nie die hof waar net vrouens was nie, dis die hof waar Joodse vrouens tot mag ingekom het. Heidene moet buitekant bly, Joodse vrouens kan tot daar gaan, Joodse mans kan nog 'n stapie verder gegaan het, nog 'n stapie dieper. So dis 'n redelike groot hof, maar dis nie 'n massa groot hof nie, 'n massiewe plek meer nie. So dis waar Jesus nou gaan sit. En kyk waar gaan sit hy in daai hof. Sê Jesus het reg voor die skatkis gaan sit, die skatkis. Nou wat is die skatkis? Buitekantste Bybelse geskrifte, stukke wat hulle gekry het ensovoorts, verduidelik hierdie baie duidelik. Die skatkis bestaan uit 13 kisse, wat elkeen aan die voorkant die vorm gehad het soos 'n trompet. So 'n trompet gevormde tipe van kus. So as jy geld hier ingegooi, dan val dit in die kus en dan kan jy dit nie weer uitkry nie. Okay? By elke kus, onderaan of boaan, kan nie meer onthou presies nie, het daar gestaan waarvoor dit was. Waarvoor is hierdie donasie? Van hierdie dinge was goed wat God beveel het, gesê het, julle moet hierdie sekere offers gee, het hulle nou hier soos 'n plek wat jy nou daai offer kan bring. Van dit is net vrywillige offers wat hulle opgemaak het, so jy kan gee vir hierdie ding, of jy kan gee vir daai ding, en ons gaan dit hiervoor gebruik, en ons gaan dit daarvoor gebruik. Dis wat hulle opgestel het, hierdie 13 trompetagtige kusse. En dit was als aan die een kant van die hof opgestel van die vroue, so aan die een kant, en dis waar Jesus gaan sit het. So hierdie metode van donasies ontvang, was deur hierdie Joodse leiers opgestel gewees, wat ons nou net van gelees het. Dit is die ouens voor hulle. Dieselfde Joodse leiers, wat God se tempel 'n plek van rowers gemaak het, 'n rowerspilonk gemaak het, dis hulle wat hierdie opgestel het. Ek dink nie die doel was goed nie. Die doel was nie, eerstens, om aanbidding van God te bevorder nie. Dis vir hulle eie sakke. Met baie van hierdie goeders gesteel. So, en hierdie stelsel is ook publiek. Dis publiek. Enige Jood wat daar in die hof was, kon sien en hoor wanneer iemand iets gee. Wanneer iets gooi binne in hierdie ding in. Kyk nou weer na vers 41. Sê Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gegooi is en baie rykes het veel in gegooi. So Jesus het daar gesit en gekyk hoe mense hulle geld gee vir hierdie skelms. En dan sê dit daar so baie rykes het veel ingegooi. En hierdie is baie spesifiek geskryf in die Grieks deur iets te herhaal en daai herhaling is die woord baie. Meer letterlik vertaal en so die feit dat dit so geskryf is besig om 'n punt te maak hierdie, nê. Op 'n Griekse oor val hierdie duidelik soos wow, hier is 'n interessante koneksie van woorde. So hy's besig om 'n punt te maak. Hierso hoe dit sou klink as dit letterlik probeer vertaal. Baie wat baie het, gooi baie in. Baie wat baie het, gooi baie in. Wat is die volgende ding wat ons hoor? Een weduwee gooi 2 in. Daar's 'n duidelike kontras tussen hierdie twee. Daar's 'n duidelike kontras. Hierdie stelsel werk goed vir die rykes. Daar's baie. Dis net een weduwee. Hierdie is gemaklik vir die rykes ook. Dit laat die rykes goed lyk. En van die rykes sou hierdie sekerlik uitgebuit het. Nie almal nie, van hulle sou met regte harte kom aanbid het en dis die stelsel waarin hulle is en hulle regtig God probeer aanbid so. Maar van hulle het uitgebuit. Die woord geld hierso ook praat gewoonlik van geld wat nie silwer of goud is nie. Dis brons of koper geldstukke. Dis min werd teenoor silwer goudstukke. En dit sê spesifiek hulle het baie geld ingegooi. Wat bedoel daai? Beteken dit groot bedrag of 'n groot hoeveelheid muntstukke? As dit goud en koper muntstukke is dit heelmoontlik 'n groot hoeveelheid muntstukke. Ook 'n groot bedrag op die ou ende. Maar is dit nie dalk aspris nie? So dink jy aan, hier is dalk die prentjie. Kom 'n ryk ou aangestap. Hy kan kom, hy's ryk, hy het aansien en die mense om hom. Hy kom en hy stap daar na die trompette toe en hy gooi muntstuk in. Nog 'n muntstuk in. Ek gaan vir daai ook gooi, ek gaan hierdie ook gooi, gaan daar ook gooi.
En hy kan maklik, baie maklik, 'n paar 100 muntstukke ingooi. So. En is maar net 'n paar silwermuntstukke. As dit silwermuntstuk is, lyk duidelik anders as al die ander. Nou gooi silwermuntstuk in. Verstaan julle, dit is sigbaar, dit is hoorbaar en dit is gemaklik vir die ryk persoon. En hy dink heelmoontlik by homself en onthou dis wat die disippels se sienings was oor die ryk mense. Ons het hier al gesien in Markus. Die ryk is ek is geseën deur God. Ek het God se seën op my. En natuurlik is my verhouding reg met God, want kyk hoe baie gee ek vir hom. En so is dit als werke gedrewe, als hierdie verwronge beeld wat hier aangaan. En dan kom daar nog 'n ryke en nog 'n ryke en nog 'n ryke. Maar dan in vers 42 kom daar een, ek ken die Grieks sê dit baie duidelik, een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is 'n oortjie. So daar kom een arm weduwee en sy gooi 2 lepton, die 2020 het die lek gaan vertaal, lepton is die woord. Nou lepton is die kleinste muntstuk wat hulle gebruik het, die Jode, die heel kleinste ene. Okay, so, as ek aan die kleinste dink ek aan die 1 sent. Okay, deesdae is dit 'n 10 sent, dink ek. Okay. Maar dit is soos 'n 1 sent, dis die heel kleinste ene, en sy gee 2 van hulle vorm, die ou vertaling oortjie, nuwe vertaling meer direk 'n kwadrant. 2 van hulle, ons weet dat 'n kwadrant is 1/64ste van 'n denarius. Onthou julle daar's Sondag se silwermuntstuk wat ons nog gekyk het, 'n denarius. So 2 van hulle is 1/64ste van dit. 'n denarius is hoeveel jy gekry het vir 'n goeie dag se werk. Dit was wat jy behoort te betaal gewees het vir 'n goeie dag se werk. So een van hulle, okay, is 128ste. So jy moes 128 van hierdie ouetjies betaal geword het vir 1 dag se werk. En sy bring 2 van hulle. Okay, dit is baie, baie min. Kyk dan na vers 43. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, "Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het." So Jesus gaan en hy rig die disippels se aandag op hierdie een arm weduwee. En sy is brandarm, vertaal hy 2020 en is 'n goeie vertaling. Hierdie woord arm, is 'n beskrywende woord, soos 'n arm is 'n selfstandige naamwoord, dit is die woord vir bedelaar. Bedelaar. Die rykes, daai woord beteken die wat meer as genoeg het. Hulle is meer as genoeg, maar sy het minder as wat sy nodig het. Sy is 'n bedelaar. En luister, beskryf een kommentator hierdie woord wat hierso gebruik word vir arm. Classical Greek used ptochos to refer to a person reduced to total destitution, who crouched in a corner begging. Okay, dis die prentjie wat hierdie woord vir jou gee. Dis nie hoe dit presies gebruik word altyd nie, maar dis die prentjie. As he held out one hand for alms, he often hid his face with his other because he was ashamed of being recognized. So hierdie vrou het heelmoontlik skaam gekom. Dit was nie vir haar gemaklik om hierdie te doen nie. Sy het heelmoontlik probeer inglip hierso en probeer doen so min moontlik, jy weet, mense so min as moontlik mense moet haar sien. Hierdie stelsel van openlik gee het dit vir haar nie maklik gemaak nie, om die minste te sê. En sy kom en sy gooi, as jy net hoeveel ons vandag moet betaal vir iemand, as jy dit gaan verwerk, minder as R2 in. Minder as R2. En tog sê Jesus, sy het meer as almal gegee. Kyk na vers 44. So hoekom sê hy sy het meer as almal gegee? Vers 44. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi. Nou as Jesus daar gestop het, dan kan ons dalk nog 'n argument gemaak het vir hy is besig om ons iets te leer oor gee. Maar dan gaan hy verder. Hy sê alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud ingegooi. Ons moet vra, hoekom is sy in hierdie posisie? Hoekom is daai al wat sy het vir haar lewensonderhoud? As die wet vir die skrifgeleerdes gesê het hoe hulle vir haar moet sorg en voorsien. Waar is haar eiendom heen? Sy is 'n weduwee. Haar man het eendag eiendom gehad. Waar is haar eiendom heen?
Verstaan julle die prentjie? Sien julle wat hier aangaan? Hierdie was haar laaste geld waarmee sy iets kon gaan kry het om te eet. En kyk mooi wat Jesus nie sê nie, wat ons hier inlees. Jesus sê nie, haar geloof is groot nie. En baie ander plekke in Markus en die Evangelies, wanneer iemand se geloof groot is, sê Jesus dit. Hy is nie besig om ons aandag daaraan te rig nie. Dit mag dalk groot gewees het, maar hy is nie besig om dit vir ons uit te lig nie. Jesus sê nie, sy is 'n voorbeeld van hoe ons dit moet gaan doen nie, wat ons voorbeeld ons gaan navolg nie. Hy sê ook nie, ons moet dit gaan doen nie. Hy sê nie, hierdie het gewys sy is reg met God nie. Hy sê nie eers dat hierdie wat sy gedoen het, goed is nie. Inteendeel, dit wat hier gebeur, het Jesus kwaad gemaak. So kwaad, dat hy net hierna geprofeteer het, dat hierdie tempel en hierdie stelsel en hierdie leiers totaal en al vernietig sal word. En tot vandag toe nog vernietig is. Dit is wat Jesus oor die groter prentjie hier gedink het, hierdie stelsel gedink het. Joodse leiers wat weduwees sy huise opgeëet het, verslind het, dit het laat Jesus se toorn opvlam. En ons behoort siek te voel oor dit wat hier gebeur. So dink net daaraan, as ons in ons eie konteks sit, jy hoor van 'n arm weduwee vrou, okay, en sy het haar laaste geld, het haar laaste alle savings, alles wat sy gehad het sy gegaan en sy het dit gegee vir een of ander bediening, wat haar uitbuit, en nie vir haar voorsien en sorg nie. Jy gaan nie dink dit is mooi nie, jy gaan dink dit is verskriklik. Nou, dit is moontlik dat sy ware geloof in God gehad het. Okay, en dat sy hierdie geld gegee het uit regtige toewyding uit God uit, maar dis nie waarop Jesus ons aandag sit nie. Dis nie die fokus van die les nie. Die Joodse leiers behoort seker te gemaak het dat sy is versorg. Sy moes nooit in hierdie posisie eers gekom het nie. As hulle God se wet uitgeleef het, moes sy nooit hier gewees het nie. So hierdie gaan nie oor lesse oor gee nie, maar oor hoe korrup God se volk geword het, dat hulle hierdie is hoe hulle aanbidding nou lyk. Dis hulle aanbidding. Hierdie is waarvoor hulle die tempel gebruik, om geld te maak uit die armes uit. En hierdie behoort geoordeel te word. So die boodskap, wat hierdie gebeurtenis kommunikeer, is die stelsel is vrot en stikkend en behoort geoordeel te word. En dan kom ons hier so by die laaste gedeelte, hoofstuk 13 vers 1 en 2, die teks se nagevolge. Kyk nou hoofstuk 13 vers 1. En toe uit die tempel uitgaan, sê een van sy disippels vir hom, Meester, kyk watter klippe en watter geboue. Kyk hoe mooi. Nou jy moet verstaan, hierdie was asemrowend mooi geweest. Okay, soos wat hulle so weer teruggestap het oor die Lyfberg, so die son van die weste af oorgestaan het, dit sou kontras gegee het, net die son skyn nou op hierdie. Daai buitekantste area was van marmerblatte gemaak geweest. Hier was hierdie wit mure geweest. Daar was verskriklik baie goud in hierdie gebou geweest. Dit was een van die Romeinse ryk se wonders geweest, né? Hierdie gebou. Dit sou asemrowend mooi geweest het. En hierdie die klippe wat hulle gebruik het om hierdie te doen, was ongelooflik hoe hulle dit gedoen het. Ander plek het gaan kap, sodat die ouens kan aanhou gaan aanbid, dan het hulle dit in plek geskuif, hierdie massa blokke met 'n klomp loodballetjies tussenin, né? En as hulle die volgende klip opgesit het, dan hierdie daai loodballetjies gesmash. Dit was 'n wonder, die manier hoe hulle gebou het was ongelooflik geweest. Maar die punt is, waarna kyk die disippels? Die uiterlike. Kyk net hoe pragtig hierdie gebou. En wat sien Jesus? Dis vrot. Dit is tot die hart toe vrot. Dis wat God sien. En kyk nou vers 2. En Jesus antwoord en sê vir hom, sien julle hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En weer eens sien ons 'n profesie oor die vernietiging van Jerusalem en die tempel in 70 AD. Die Romeine het gekom. Dit was 'n bloedige oorlog. Hulle wou nie oorspronklik die tempel en alles vernietig nie, maar die Jode het so hard beklei, die Zelote, want hulle so aangevuur het,
dat hulle het op die ou einde gesê, om hierdie ouens se les te leer, gaan ons dit brand. En daai pragtig het gebrand, en het gegaan, hulle daai klippe weggedra, hulle daai geboue gesloop. En hierdie word vervul. Dis wat God hiervan dink. En ons gaan volgende week verder na hierna kyk. Maar vir nou moet ons vra, wat moet ons dan met hierdie teks doen? Dis nie gaan oor gee nie. Want die teks gaan oor waarskuwing, oor vals leraars. En ons moet daarvoor gebruik. Ons moet seker maak, ons val nie hiervoor nie. En as ons land en mense net hierdie sou luister na, hoe anders sal ons wêreld en ons land nie gewees het nie. En as dink aan gee, as ons wil dink aan gee, dan moet ons nie hierdie teksvers gebruik daarvoor nie. Okay, dan is daar ander teksverse wat vir ons beginsels leer oor gee. Ons kan eerder gaan kyk na die teksverse wat Toby op die bord gehad het vroeër, né? Daar's teksverse by elkeen van daai stukke. En gee is vir God belangrik. Finansies is vir God belangrik. Hy sê baie oor gee, hy sê baie oor finansies in die woord en ons moet gaan seker maak, ons weet wat dit sê en ons leef in lyn met dit. Op ons webwerf het ons 'n afdelingkie daarso oor gee. Gaan lees dit. Gaan lees daar wat sê ons oor tiendes. Meeste mense verstaan nie tiendes enigstens reg nie. Gaan lees dit. En bestudeer die teksverse spesifiek wat daaraan is. Okay, van nou ek wil net beginsels, okay, algemene baie beginsels vir gee, baie vinnig. En uit een teks uit. En dis 'n teks wat nie op die webwerf is nie, is ook nie in Toby se aanbieding nie. Okay. So as julle daai gaan bestudeer, kry julle nie hierdie ene nie. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Beveel die rykes. Okay, wie se ryke? As jy kar besit, is jy beslis 'n ryke in ons dag. In hulle dag, as jy meer as weet net 'n paar klere, stelle klere gehad en jy het 'n paar skoene, stelle skoene gehad, is jy ryke. Dis vir wie hierdie geskryf is. Trend almal van ons is rykes. Okay? Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op onsekerheid van rykdom nie. So moenie dink, "Wag, ek is ongelooflik want ek het hierdie dinge nie." Okay, moenie jou hoop gaan plaas daarop nie. Maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. En dit is belangrik, nê, dat ons nie ons hoop sal plaas op hierdie dinge wat eintlik net so weggaan nie. So vra jouself, is jou hoop op jou geld? Gee jou geld vir jou sekuriteit, jou eiendomme, jou beleggings. Wat sal gebeur as al jou geld en jou beleggings en meeste van jou besittings net weg is? Wat gaan gebeur met jou geloof? Wat gaan gebeur met jou rustigheid? Wat gaan gebeur met jou vrede? Okay, as dit 'n groot nok gaan vat, beteken dit jy het dit gebaseer op daai dinge en jy het dit nie gebaseer op dit wat hy sê, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet nie. Ons nie op daarop gesit nie, maar op geld. Vers 18. Dat hulle goed moet doen en ryk wees. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vergewig, mededeelsaam. Ons moet so dink. God gee vir ons en hy seën ons met meer as wat ons genoeg het, sodat ons daarmee ander kan help wat nood het. Hy gee vir ons sodat ons dit kan gebruik vir ander ook. En hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Begroot om te kan gee. Begroot om te kan gee. Kom ons dink net oor hierdie. Wanneer jou inkomste meer raak, wat doen ons gewoonlik? Ons maak ons uitgawes ook meer. Ja, en so is ons, daar's nooit spasie nie. So begin dink aan, as God my seën en hy gee vir my meer inkomste, moenie net jou uitgawes dadelik meer maak nie. Hierdie spasie is sodat wanneer ander in nood is, jy in die posisie is om te kan gee vir hulle. En hulle te kan help en hulle te kan dra. So beplan, begroot om te kan gee. En jy is dalk nou by 'n plek jy sê, nou op hierdie oomblik, alles wat ek omtrent behoort aan ander mense en kos. Jy weet? Dis dit, alles wat ek het. Ek skuld soveel en luister mooi na. Dit is, en ek gaan dit hard sê, dit is sonde. Okay? As jy het 'n paaiement wat jy 'n reëling het om iemand anders te betaal en jy vat daai paaiement geld en jy gee dit vir die kerk. Jy het jou woord gebreek met hierdie persoon. Jy moet daai eers gaan doen. Jy moet eers hierdie betaal voor jy kan gee vir ander, anders steel jy van hierdie ou af. So ons moet dink so oor ons begroting. Ons kan nie net hierdie goeders
Want dan het ons nooit op 'n plek wat ons kan gee nie, en ander nood uithelp nie. So, net daai beginsel, beplan, begroot om te kan gee. En dalk sien jy nou daar nie, waar werk dan na daartoe oor tyd? Dink oor jy daar kan kom. Hier het my aangespreek. Sê my uitgawes het meer geword laaste tyd. En nou het ek minder om te gee. En ek weet van baie van julle behoeftes. En soveel sê ek, ja, ek wens ek kan jou meer help. Ek wens ek kan dit, wel, Frank, die begroting. Okay, vers 19. En vir hulle skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. So hoe jy jou geld gebruik, wys of jy werklik gered is, en of jy werklik die ewige lewe het of nie, op die ou ende. Okay? Waar is jou skat? Waar is jou skat? As jou geld wys, jy leef net vir hier en die nou, vir aardse skatte, dan moet jy begin kommerd raak oor jou redding. Sê, waar is my skat? Maar as jou geld wys, jy leef vir ewigheid, om daar beloon te word deur God en sy teenwoordigheid, hy self wat ons gaan beloon met hom, dan kan ons weet ons het dit. Dis waar ons hoop moet wees. 'n Skat weg lê, 'n goeie fondament vir die toekoms. So ons het huiswerk. Okay, ons het huiswerk. Dan kyk na daai webpad, gaan dink oor wat sê God se woord, gaan evalueer, is my finansies in lyn met dit wat God se woord sê. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir hierdie gedeelte en Here, help ons harte is soveel kere nie reg nie, Here. Ons weet van die health, wealth, prosperity evangelie wat op buitekant is, veral in die arm areas, Here, en ons doen so min om uit te reik. Here, help ons dat ons vir mekaar nie sal kan ondersteun as gemeente. Here, hy's daar in Wenda, hy's in daai plekke waar dit is Christendom daar, Here. Hierdie vals Christendom. So mag ons as gemeente beweeg word, Here, om te gaan help. En ander sulke gemeentes te gaan help, Here, om die evangelie te gaan verkondig en waarheid uit te leef, Here. Geef ons 'n harte passie, Here. Here, help ons dat ons harte sal breek as ons kyk na moslimlande en die leiers daarso en hoe hulle mense vermoor en doodmaak. Here, dat ons sal besef wat u hart ook is wanneer leiers mense uitbuit. Dat ons meer van daai hart sal hê en dat ons meer sal bid ook oor dit, Here. En help ons, Here, om net getrou te wees, daar waar u ons nou geplaas het, met die finansies en die geld wat u vir ons gegee het, om dit te gebruik tot u eer, Here. Maak ons los van soveel goed wat ons anders voor kan leef as u, Here. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen.